Kelly Smith ontvang glo R20,000 vir haar dogter Jocelyn en onttrekking van troepe in die DRK word verwelkom. Goeiedag, dit is vandag die 14de Maart. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Kelly Smith het glo R20,000 ontvang vir haar dogter Jocelyn Smith. Die staatsgetuie, Laurentia Lombard, het vandag in die Weskaapse rondgaande Hooggeregshof, wat in Saldanha sit, getuig dat Smith reeds op 18 Februarie verlede jaar deur 'n sangoma betaal is. Die hof het gehoor dat Smith haar dogtertjie aan 'n sangoma verkoop het en dat Lombard en Stevino van Rein onderskeidelik R1000 en R1200 aangebied is vir hulle stilswye. Hulle het egter nooit die geld wat hulle aangebied is gekry nie. Die sangoma sou klein Jocelyn glo die volgende dag, maandag die 19de Februarie, omstreeks 2 uur die middag kom haal. Jocelyn het op 19 Februarie verlede jaar spoorloos vanuit die Middelpos informele nedersetting verdwyn. Vicky Ter Blanche se kerel ten tye van haar dood, Reinhard Leach, is vanoggend tot 25 jaar tronkstraf gevonnis vir haar moord. Leach is Woensdag daaraan skuldig bevind dat hy aandadig was aan die moord in Oktober 2021 in Port Elizabeth. Hy is die tweede persoon wat in verband met haar dood gevonnis is, nadat Dylan Cullis vroeër tot 18 jaar gevangenisstraf gevonnis is, nadat hy 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan het. 'n Derde verdagte, Ter Blanche se vervreemde man, Arnold, sal later vanjaar afsonderlik verhoor word nadat hy daarvan beskuldig is dat hy vir Leach en Cullis geld aangebied het om haar te vermoor. Die DA en die EFF sê hulle verwelkom die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se besluit om troepe uit die Demokratiese Republiek die Kongo te onttrek. Die DA meen die stap is noodsaaklik na maande van swaar kry vir Suid-Afrikaanse soldate, veral na die afsterwe van 14 soldate in Januarie. Die DA se verteenwoordiger, Chris Hatting, doen 'n beroep op die minister van Verdediging en Militêre Veterane, Angie Motshekga, om te verseker dat geen gevegstoerusting wat in die hande van M23 rebelle kan beland, agterbly nie. Die EFF sê Suid-Afrika moet slegs aan vredesendings deelneem waar duidelike doelwitte, beplanning en hulpbronne verseker is. Albei partye dring daarop aan dat die SAOG, die Oos-Afrika Gemeenskap en die Afrika-Unie diplomatieke pogings moet verskerp om blywende vrede in die DRK te verseker. En verskeie groot Suid-Afrikaanse banke, insluitend Absa, Capitec, Nedbank en Standard Bank, waarsku kliënte oor 'n skerp toename in banktoepassingsbedrog. Die bankgroepe sê dat sosiale media slenters tans die grootste bedreiging vir kliënte inhou. Volgens kenners word kliënte mislei om self betalings te maak of om toegang tot hulle rekeninge te gee. Capitec meen beleggings en Ponzi-skemas, koerierbedrog en vooruitbetalingsbedrog is van die algemeenste strikke wat misdadigers gebruik. Banke doen 'n beroep op kliënte om waaksaam te wees en onder geen omstandighede persoonlike bankbesonderhede met onbekendes te deel nie. Kliënte word ook aangeraai om enige verdagte aktiwiteite by hulle bank aan te meld. Dit dan die einde van vandag se nuusbulletin. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dat jy saam gekyk het. Mag jy 'n heerlike naweek verder hê. Sarina is terug volgende week maandag met die jongste nuus van my kant af. Totsiens.